Dit is so lekker om hierdie feestelikheid aan te voel. Mens hou ons nie partytjie of 'n verjaarsdag met 'n lang gesig nie. So dit is lekker om die warmte en die vrolikheid saam met u te kan beleef. Ek sien hier's ook heel wat besoekers vanoggend. Ons wil vir julle veral ook sê baie welkom. Dit is lekker om julle hier te kan ontvang. En ons wil regtig net sommer glo dat julle die hartlikheid en die warmte van die Here hier onder ons mense sal beleef en dat dit vir 'n mooi oggend sal wees. Ek gaan nie baie praat nie, ons het 'n redelike lang liturgie. Jy sal sien op die agterste blaadjie of ergens in die afkondigings is daar 'n liturgie wat ons gaan volg. En ons doel vanoggend is om aan die Here die dank en die erkenning te bring, want ons vier vandag ons tweede verjaarsdag. Die verjaarsdagdatum is amptelik Woensdag, maar ons hou dit vandag en daarom wil ek regtig sommer vir u sê, mag jy dit ook saam met ons geniet. Ons het gevra dat julle moet inskakel vir die etes en so meer en so 220 mense het ingeskakel, want ons bied vir julle 'n gratis ete. Ons gaan nie dat julle by die ete enigstens geld hanteer nie, so ons neem 'n dankoffer op soos normaal, en wat jy ook al dan wil bydra, addisioneel wil bydra, dis oor na u toe, soos wat jy dit met die Here uitgemaak het. Ek wil ook sommer ons het twee dooppare ook vanoggend, Michelle en Jack, wat daar buitekant staan. Ons wil vir julle ook sê, hulle twee gaan vir William Miller Harrington. Nee, wat Harrington vandag ook. Dis reg. Maar hulle noem so 'n klein seentjie Miller. Dit maak nie helemaal sin nie. Dit is soos wanneer mens vir jou 'n groot hond koop wat klein is, die koop om so klein kosbaar. Goed, en dan ook ons ander dooppaar, dis Sorita en PC Kloos van Amstel, wat daar vir Kara kom doen. Ons wil ook sommer vir julle familie sê baie welkom. Geliefdes, mag die Here dit seën, en daarom wil ek sommer in sy naam vir u sê, ons het die gemeente 2 jaar gelede in geloof begin met 'n pragtige belofte uit Hosea hoofstuk 10 wat soos volg gelees het. Die Here het eintlik vir ons twee teksgedeeltes gegee. Die een is Galasiërs 5 vers 6b, waar hy vir ons sê, al wat van belang is geloof wat deur liefde tot dade oorgaan. Nou as jy weer kyk na daardie embleem op die skerm, dan sal jy in die middel, ons moet mekaar daaraan herinner, sal jy in die middel die kruis sien. Dit is die geloof in Jesus Christus, en ook in sy Vader en ook in die Heilige Gees. Dis die geloof rondom die kruis is daar 'n hartvorm wat dui op die liefde. En dan die hande wat die hartvorm is die dade. So daar kan u dit terugvind, Galasiërs 5 vers 6b. Geloof wat deur liefde tot dade oorgaan, en dan die bruidgebied daar rondom, is spreekend van ons eie omstandighede, ons eie omgewing, die eie gemeenskap, en dan die groen dui op groei en op dinamika en ook op eenheid. So geliefdes, mag dit nog u getuie wees. En dan die Here het ons op hierdie woord gegee. Hier staan, saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. En dan staan hier ook geskryf, ploeg vir julle 'n nuwe land. Dit is nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek kan kom en weldade oor julle kan uitvoer. Nou geliefdes, die van die wat vandag hier besoek aflê, ons wil vir u sê, u moet ook die Here saam met ons eer en aanbid, want die Here was in hierdie 2 jaar vir ons baie goed. En die Gees van die Here het baie dinamies en baie kragtig in ons lidmate en ook die vriende van die gemeente se lewe gewerk, tot so mate dat ons vandag nie net uitsien na die volgende jaar nie, maar ook na die volgende 20 jaar. Mag die Here vir ons regtig maar beleef dat hy lewend is, dat hy kragtig en dinamies is, en daarom in sy naam mag jy vandag wonderlike vreugde en vrede van die Here beleef. Kom as ons net ook saam eet, en as ons saam ook luister na Ansie se praatjie, dat u ook sal beleef, maar dis heerlik om 'n kind van die Here te wees, dat jy sy vrede daarin en sy opgewondenheid ook daarin beleef. Baie dankie geliefdes, ek gaan kortlik stil staan by 'n kort stukkie geskiedenis, en is lekker om dit met u te deel. En ek dink ons moet vandag vir mekaar sê, dat sedert ons moedergemeente Heuwelkruin in Augustus 2006 besluit het, dat ons hier met die bedieninge gaan begin, sedert daardie dag, het die liewe Vader net geen klip in ons pad gerol nie.
Ons het natuurlik hier betrokke, of ons staan hier in verhoudinge tot die res van die gemeenskap, en daar was nooit een klip in ons pad gerol. Daarom het die Here vir ons oortuig om die eerste tentdiens, jy sal sien daar op die skerm, om daar die eerste tentdiens op die 7de September 2007 aan te bied. Dit was toen nog 'n tweetalige diens, as jy nou kan dink, ek kan Engels praat. Maar dit was 'n tweetalige diens, dit was ook vir almal, dit was ook deur erediens, en is weer 'n massa mense bygewoon. Ons het 'n jaar daarna, die 12de Oktober, het ons die voorreg gehad om hierdie pragtige geriewe in te wy. En die raad het ook vir ons gevra dat ons maar die inwyding hanteer, en ons het op daardie dag die linte geknip, en ons kon ons intrek neem, en sedert die 12de Oktober kon ons hier begin met elke Sondag se eredienste. Die volgende jaar, begin 2009, het ons begin met katekisasie. En as jy nou daar na die prentjie kyk, links onder, dan sal jy weet dat hier 'n span geestelike leiers deur die Here uitgesoek is en begenadig is, toegerus om uit die stof uit 'n nuwe gemeente te kan bou. En ons wil regtig waarvan jy sê, geliefdes, dan veral ook die geestelike leiers en elkeen van u. Dis wonderlik en is heerlik. Baie mense vra nou vir mense, nou hoe kon julle daardie tyd 'n nuwe gemeente begin in sulke moeilike omstandighede, ekonomies en so meer? En ons antwoord is, ons het dit gedoen omdat die Here dit wou hê. En ons is vandag nog oortuig dat dit inderdaad sy wil is. En dan het ons baie mooi momente beleef. Ons het die saal ingewy, maar ons het ook 'n pragtige afstigtingsprosedure gehad, waarvan ons 'n groot aantal mense gehad het wat daarvoor ja gesê het. Die Here het vir ons finansiëel onderhou, en ek gaan nie veel meer daaroor sê nie, behalwe om vir julle te sê, as jy deel is van die gemeente, deel is van die bedieninge, dan is jy deel van 'n goddelike wonder. En ons wil vir elkeen wat daarmee meegewerk het, sommer net vir u dankie sê. Maar op hierdie oomblik wil ek sê, kom ons sing die 200, u goedheid Heer, kan ons die pyl lied, en ons loof die Here met daardie. Kom ons staan, en dan sing ons dit saam.
God het nie mense nodig om sy werk vir hom te doen. So het die disippels gesê, dat as die mense nie sal uitroep nie, sal die klippe dit doen. Maar God verkies om mense te gebruik. Daarom ook, in die stigting vir hierdie gemeente, het God in sy raadspan besluit, dat hy manne en vroue gaan gebruik, om ook hier vir die gemeente te skep. En daarom ook het hy sy seun as mens aarde te gestuur, om hier te kom dien. Net so dit dan gebeur, dat met ons afstigting, daar 'n sekere klomp manne was, wat met 'n klomp energie, met 'n klomp geduld, met 'n groot verwagting, en tog geen bekommernis, geluister het na wat die Heilige Gees vir hulle gesê het, en gedoen wat God se wil was, vir ons as gemeente, om 'n gemeente te skep. Ongeag die feit van die simpatie, en hoe dit in die buitewêreld tans lyk, dat gemeentes eerder saamsmel, as wat nuwe gemeentes geskep word. Tog het hulle geluister, en God gedien, en gehoorsaam gebly aan sy wil, om betrokke te wees. Daar wil ek vandag, vir elke man wat betrokke is in die gemeente, met sy energie, met sy gebede, met al die geloof, waar ons het aanpak, dankie sê. Dankie dat julle luister, na God se wil. Dankie dat julle bereid is om te werk. Maar nog meer vandag wil ek sê, dankie dat elke man wat in hoof van sy huisgesin staan, nie verhewe oor sy vrou, die leiding neem, om ook God se dienaars te wees. Want dit is wat ons hier op aarde as ons gemeente. Ek gaan nou vir Piet vra om ons gebed te doen. Here, ons wil U lof verkondig, my God en Koning. Ek wil U naam altyd loof, ek wil U naam altyd prys. Elke dag wil ek U loof, ek wil U naam altyd prys. Here, dit is my gebed, dit is ons gebed vanmôre, dat ons regtig nietige stof voor U is, maar dat ons as dankbare mense voor U wil buig, en saam met die psalmdigter ook hierdie woorde tot U wil rig. Ons dank en loof U, Here, vir die seëninge van elke dag, maar oor 2 jaar, hoe dat U vir ons op 'n wonderlike manier gelei het. Here, dankie dat U manne gebruik het, behalwe dat hulle moet voorsien in hulle huisbehoeftes, en 'n vrou en kinders, hulle ook bereid verklaar het om ons geestelike leiers voor toe te staan, en dat U vir ons geseën het, met keure van U seun, met hulle besonderse gawes, wat hulle ook tot die eer kon aanwend. Ja, Here, ons dink aan die vele projekte wat plaasgevind het oor hierdie periode. Ja, hoe dat U mense dit binne in hulle harte gebring het, om ook dan finansiëel vir ons te verdien, sodat, ja, Here, die gemeente kon voortvloei sonder moeite. Here, ons wil U dan prys vir alles, ons wil prys vir elke man, dat hulle nie net dan hier hulle gawes het, maar ook daar in hulle huishoudings waar hulle leiers is. Dankie, Here, dat U ook vanmôre, dat ons U kan dankie sê vir ons leraar, vir Dominee Anton, en vir Ida, vir hulle 2 seuns, wat ook derentyd betrokke was, wat vir ons so wonderlik ondersteun en gehelp het. Dankie vir sy toewyding, dankie vir sy liefde vir mense. En Here, dan wil ek dankie sê vir die besondere gees van hulp aan mense onder mekaar, van offervaardigheid. Ons ondervind dit elke dag, hoe dat mense mekaar help, ja, soos 'n ware gemeente behoort te wees. Daarom, Here, alle lof, alle eer, alle dank aan U. Amen. Amen.
2 jaar, dan was die Here vir ons baie goed gewees. Ons het verskillende hoogtepunte beleef. Ons het 2 wonderlike vrouekampe gehad, 2 interessante wêreldmiddae gehad. Ons het heerlike bazaars gehou. Daar was talle funksies gewees, as ons dink aan verlede jaar se boemelaarseete, ons dink aan 'n Janie Boelman funksie, 'n konsert met die ooms. Dan het ons soveel goed om voor dankie te sê. En weet jy, dis nie groot goed, maar as ons net elke dag rondom ons kyk, dan kan ons nie genoeg dankie sê vir elke vrou wat in hierdie gemeente bereid is om haar talente en haar gawes ook hier te kom uitleef. En daarvan is gewoon ons tee en ons blommeer wat elke Sondag plaasvind. En nie deur 3 of 4 vrouens op 'n blok gedoen word. Dit word deur 'n individu gedoen. En ons sê vir elkeen van u wat bereid is om die talente te gebruik, baie dankie. Ons het op die terrein van barmhartigheid, het ons in hierdie laaste 2 jaar 'n groot verskil gemaak waar ons beweeg het. Ons het wonderlike vennootskappe gesluit met Ooshoek gemeente, met Oranje Hospitaal, met Kindersorg, met KMD. En die van u wat nog nie een van daai besoeke gaan meemaak het nie, probeer dit inwerk in die program. Dis lewensverandering. Om 'n slag by Oranje Hospitaal te gaan rondloop en te besef dat die duis het vir ons op lieflike plekke geval. En ek wil vir elkeen van u wat vandag 'n vrou aan die sy het, wil ek sê waardeer hulle. Ons vrouens is kosbaar. En u het 'n wenne aan u sy. Baie dankie vir dit wat elke vrou in ons gemeente doen. En ek is oortuig daarvan dat u die seën van die Here elke dag beleef. Ons as vrouens sê vir u baie dankie as mans, maar ons groot dank vanoggend aan uit aan die Here wat vir ons vir 2 jaar lank baie geseën het. Baie dankie. Ons algenoegsame God en Vader. Heilig is die naam. Vader, U maak die vroue in die gemeente se hande sterk. Ja, Vader, veel het ons jong gemeente deur die vroue vermaak. Nie in eie krag nie, maar in die krag en die leiding wat U ons gegee het. Vader, U het die gawes wat U aan ons vrouens gegee het gebruik om die koninkryk te help bou. En ons sê daarvoor baie dankie. Ons kon warm druifies brei, ons kon klere skenk, ons kon voedselpakkies opmaak en ons kon komberse gee. En boonbehalwe dit, Here, het ons vele ander projekte aangepak om onsself te verryk in U woord deur ons Bybelstudiegroepe. En hoe Here het ons die saamgekom rondom U woord en het U vir ons gegee. Ja, Vader, U plaas ons soos en waar en wanneer U ons nodig het. En ons sê baie dankie vir daai voorreg. Vader, en nou vra ons vir 'n fyn aanvoeling wanneer U met ons praat. Ons moet hoor, ons moet luister, ons moet gehoorsaam wees aan U woord. En Vader, help ons hierin. Help ons om eensgesind, onselfsugtig en eenheid in hart en siel te wees. En Here, help ons dat ons mekaar se gawes en mense sal raak sien. En dat ons in liefde na mekaar sal uitreik. Dat ons ook, Here, boonop ons vermoëns gewillig sal wees om U te dien. En dat ons so sal lewe in U diens, dat
ons name eendag ook geskrywe mag staan, Here, in die boek van die lewe, onder die woord, vroue, jong vroue, moeders, wat my seun Jesus Christus se koninkryk hier op aarde vestig het. Ja, Here, ons staan hier ons oortjies saam en ons bokkeltjies olie voor U. Soos Maria Magdalena en Maria, die moeder van Johannes en baie ander vrouens, daardie oggend voor die graf gestaan het, om U te versorg en U te dien. Ja, Vader, ons dra dit alles aan die een wat alle krag, aan alle krag behoort. Ons God almagtig. Amen. Ons bly staan. Bybels ook by 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ekskuus tog. 2 Korintiërs hoofstuk 8. 2 Korintiërs hoofstuk 8. Ons gaan lees die eerste 5 verse. Ek hoor die klank fluktueer bietjie baie, so hoop jy kan hoor daar agter. 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5. En ek lees dit vir u. Die Christelike vrygewigheid. Hier staan, broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeente in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle
swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. En al was hulle baie arm, hulle was ryklik, wat is dit nou? Hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, bo vermoë, bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulle, van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers, dis ons woorde vir vandag, eers het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. Ek lees die laaste vers weer. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Ek wil vir die vraag te kyk na die skyfie daar op die skerm. Daardie symbool, jy sal sien wat dit beteken. Ek wil ons kinders moet ook bietjie daarna kyk. Dit is die symbool wat Johannes Calvin se lewensmotto uitgebeeld het. Want sy lewensmotto sal jy nou daar in Latyn kan lees en onderstaan dit in Engels geskryf: My heart I offer to you, Lord, promptly and sincerely. Nou geliefdes, ek sien nie 'n toevalligheid daarin dat hierdie gemeente se verjaarsdagdatum of stigtingsdatum ook op die datum van die hervorming is nie. Die 31ste Oktober, of op die 31ste Oktober, het Martin Luther 95 stellings teen die Kruiskerk se deur in Wittenberg gaan vaskap om sy weerstand teen die Rooms-Katholieke leer. 95 stellings om te sê waarom hy dink dat die kerk van destyds nie meer ware kerk is nie. Nou in hierdie gebeurtenis van Luther, dink ek is dit vir 'n mens vandag uiters belangrik om ook as gelowiges, ook op hierdie dag, op ons verjaarsdag, te kan ontleed en te kan evalueer of ons regtig ware kerk van die Here Jesus Christus is. En of ons besig hou met allerhande nikszeggende tydelike goed nie. En daarom, as ons dink in terme van hierdie dag en hervormingsfees en die rol wat Luther daarin gespeel het, dan bring dit 'n mens uit by die lewensmotto van Johannes Calvin, en ek wil nie kerkvaders verheerlik of aanbid nie, maar sy lewensmotto spreek 'n mens vandag aan. Want dit sluit ook aan by 2 Korintiërs 8 vers 5, waar Johannes Calvin dan sê: Here, hier is my hart. Ek gee dit vir jou onmiddellik en in totale opregtheid. Want kom ons kyk vir mekaar, kom ons sê dit eerlik vir mekaar, ons kan nie waarlik kerk van die Here Jesus Christus wees as jou hart nog in jou eie besit is nie. En as jy en ek nie die beheer van ons lewe aan die Here oorgee. En daarom het hierdie simbool, dink ek, bring die Here ons dan vandag by ons tema uit, wat dan juist sê: gee my jou hart. Dis die kruks waarom alles draai. Gee jou hart, gee jou lewe vir Jesus Christus. En as jy kyk na die volgende implikasies daarvan, dan dit die eerste implikasie, dat 'n mens vanoggend kan sê, as jy jou hart vir die Here Jesus gee, of as jy jou lewe vir God gee, dan beteken dit dat jy die eiendomsreg
van Jesus Christus oor jou lewe aanvaar? Dis 'n willestel. Maar kom ons verfris mekaar se geheue, geliefdes, dat as 'n mens sê jy moet die eiendomsreg van die Here Jesus Christus oor jou lewe aanvaar, dan beteken dit dat jy vandag saam met my by hernuwing ontdek en beleef dat God jou skepper is. Nie net die Christene nie, nie net die gelowiges nie, maar dat hy die skepper van elke mens is en dat hy ook jou skepper is. En dat hy vir jou en vir my gemaak het en gevorm het dit wat ons is. En dat hy vir ons toegerus het met vermoëns en met gawes om te kan wees wat ons vandag is. Behalwe dat hy die skepper is. Kom ons verfris mekaar se geheue. Is elkeen van ons deur die bloed van die Here Jesus Christus losgekoop, vrygekoop. Daarom behoort jy nie na liggaam, siel of gees aan jouself nie. Maar in die Here Jesus jou en vir my losgekoop en gegryp uit die hande van die dood, uit die hande van die sonde en uit die hande van die Satan. So as 'n mens sê, Here, ek gee my hart vir U en ek aanvaar sy eiendomsreg oor my, luister mooi, dan aanvaar ek die volle versoening met God en ek aanvaar sy wil en sy beskikking oor my lewe en ek besef, Here, ek behoort volkome aan U. Jy en ek is sy eiendom. Dubbel gekoop, gemaak en gekoop. En die wonderlike is, as jy dink in terme van die mense wat ons in die Nuwe Testament van lees, wat die Here Jesus ontmoet het, wat as sondaars en prostituie en tollenaars en moordenaars die Here Jesus ontmoet het hierdie ongelooflike genade in hom beleef, het die liefde en die sagtheid in hom so beleef, dat hulle nie anders kan, as om hulle self in die hande van hierdie lewende God te kon oorgee nie. En om vir hom te kon sê, Here, as dit is wie U is, dan gee ek myself vandag aan U oor. Daarom as 'n mens jou hart vir die Here gee, geliefdes, dan dit ook die volgende implikasie. En die volgende implikasie sê dat jy jouself onder die beheer van God plaas. Hieroor moet 'n mens dink, veral as ons dink in terme van hierdie gemeente in Macedonië. Macedonië was 'n arm gemeente. En toe Paulus hulle besig was om 'n barmhartigheidsprojek te loods om die lydende Christene in Judea finansiëel te help, toe het hulle vir Macedonië gesê, julle is so arm, julle het so niks, los dit maar. En die Macedoniërs het hulle kwaadlik geneem en gesê, julle verstaan nie. En hulle het bygedra tot daardie noodfonds. En daarom het Paulus gekom en gesê, hierdie mense het hulle eers self vir die Here gegee, voordat hulle vir ons gegee. Wat het hulle gedoen? Wanneer jy onder die indruk kom van God se onverdiende genade en van die wonder agter die verlossing van die Here Jesus Christus, dan kan ek en jy nie onveranderd bly nie. Maar as hierdie gemeente dan besef wat die Here Jesus vir hulle gedoen het, dan kom hulle en hulle stel hulle self onder die beheer van sy gees en hulle laat toe, luister mooi, dat die Here deur hulle gee. So geliefdes, ek moet vanoggend ook weer daardie belewenis hê van as die Here eiendomsreg op my lewe het, dan moet jy besef dat as jy jou hart en jou lewe vir hom gegee het, dan wil hy inderdaad jou lewe beheer. Daarom kan jy nie vanoggend die Here Jesus in hierdie kerk agterlaat nie. Maar gaan hy saam met jou huis toe as hy in jou hart is. En ek kan jy ook nie die Here nie in jou straat verteenwoordig of waar jy werk verteenwoordig nie, want hy woon in jou en jy het gesê, Here, ek gee U my hart prompte et sincere. Ek gee dit in totale opregtheid, gee dit vir U. Daarom geliefdes kan ons ook maar vandag vir mekaar sê, dat ons as gemeente ook
En elkeen van ons ook die belydenis en die getuienis moet hê, dat wat voorreg dit is om onder die beheer van God te kan leef. Om nie meer te murmureer as dinge nie reg uitwerk soos jy dit gehoop het nie. Of om nie te murmureer as jou gebede nie verhoor word nie. Maar om werklik waar in die hande van die Here te kan val en om te kan beleef hoe hy deur jou en in jou en oor jou in beheer is. Dan beleef 'n mens mos daardie verstommende vrede, daardie verstommende genade, daardie verstommende liefde van die Here. En daarom kom ons by ons derde punt. En geliefdes, is dit eintlik 'n versoek of 'n opdrag. Gee jouself aan hom. Ons gaan vanoggend vir Kara en vir Miller hier doop. En ons kan daaroor stry en beklei solank as wat ons wil. Maar ons gaan nie. Dis nie hoekom ons kerk is nie. Dis ook nie hoekom die Here vir ons hierdie sakrament gegee het. Maar wat Jacques en Michelle en wat PC en Sorita vandag gaan doen, is om hulle kind vir die Here te gee. En dit is 'n brave ding om te doen, veral as jou babatjie maar 'n maand oud is. Maar om jou kind totaal en al vir die Here te gee, soos wat jy jou eie hart en jou eie lewe vir die Here gegee het. En die Here gaan dit bevestig, dat hy daardie kind aanvaar. En dat hy hom onvoorwaardelik verbind aan die Karas en aan die Millers en aan elkeen van ons. Daarom geliefdes wil ek vir u vra in die naam van die Here, dat as dit hervorming Sondag sou wees, en as ons van Luther en Calvin sou praat, dan moet ons vandag vir mekaar sê, die basiese is, kom gee jou hart, jou lewe, vir die Here. Want as mense kan rondloop en van jou en van my vertel, nie van die bakgat dominees nie, maar eerder kan vertel van mense, deur wie se lewe, die Here Jesus Christus, leef. As die gemeenskap kan begin vertel van hoe dit is om met die lidmate en hulle wat hiermee assosieer, kontak te kan hê en te kan sê, as ek met hom besigheid doen, as ek met daar kontak het, dan beleef ek die Here Jesus. Dis hoekom die lewe of die wêreld so vra, nou waar is die Here? Want hulle sien dit nie in my nie. En dalk ook nie in jou nie. Daarom wil ek vir eers gemeente vra, geliefdes, dat jy vandag ook saam met jou kinders en jou kinders saam met jou, ook op hierdie dag en op hierdie verjaarsdag, ook vir die Here kan sê, Here, uit dankbaarheid vir wat U vir ons doen, vir wat U vir ons beteken, want geliefdes, ek is by verre meer bevoorreg as miljoene ander mense. Omdat ons die Here Jesus ken, nie omdat ons geld en voed het nie, maar omdat ons die Here Jesus ken. En wil ek vir u sê om dan uit dankbaarheid ook vanoggend. Al is jy oud oom, al is jy jare al, hoe ver, om opnuut voor die Here te kom staan om te sê, Here, ek gee U my hart. Ek gee U my lewe. Here, ek is moeg vir halfhartigheid. Ek is moeg om oor my eie tyd en my eie lewe te beslis en te besluit. Ek gee U my hele lewe. En om dan daardie drie dinge te kan beleef, dat Jesus die eiendomsreg het, dat ek onder sy beheer leef en dat ek my lewe inderdaad vir hom gegee het. Ek wil vir die vraag, gemeente, as ons kyk na daardie kenteken, dan wil ek vir die vraag, wil jy nie vanoggend saam met my opstaan en dat ons ook hierdie dinge vir die Here kan sê. Gemeente, kom ek vra vir jy, kom ek staan op. En as jy dit wil waag, bid dan saam met my op hierdie gebed. Ek wil vir die vra om dit hardop na my te herhaal, as jy ook so in jou hart voel. As die Gees van die Here jou vandag sê, gee oor, staan die beheer van jou lewe af, gee jou hart vir Jesus Christus. Ek gaan dit voorlees en dan kan jy dit herhaal. Here,
ek aanvaar U as die eienaar van my lewe. Ek aanvaar dat U my geskep het. Maar ook dat U my met die bloed van Jesus Christus vrygekoop het. Maar ook dat U my met die bloed van Jesus Christus vrygekoop het. Vader, ek stel my nou volkome en in opregtheid onder die beheer van die Heilige Gees. Vader, ek gee myself vir U. Neem asseblief my hart en gebruik my in U diens. Vader, Seun en Heilige Gees, dit is U wil vandag, dat ons onsself vir U moet gee. Neem weg, Here, alles wat skeiding maak. Neem weg my halfhartigheid. En help my om volkome U te dien en U te aanbid. Amen. Ek kan sê. Ek wil vra dat Jack en Michelle Harrington, dat julle twee na vore kom. En soos wat julle geleer het met Miller, gaan julle hom op aanbring. Julle kan soms so staan en ek julle na die Jack en Michelle, ek dink is 'n baie groot oomblik vandag. En ek glo dat julle twee as ouers, dat julle ook julle hart aan die Here gegee het. Ek weet dit was net so voordat julle hier gekom het. En daarom weet ons dat julle vandag ook vir Miller aan die Here Jesus te bring. Jy weet, geliefdes, dit werk bloot so, dat dit nie te sê is dat Miller die Here op 5 of op 15 of op 25 as verlosser of as Here gaan aanvaar. Hy moet sy hart ook vir die Here gee. Maar Michelle, jy en Jacques het die voorreg om hom daaraan toe te lei. Kom ek toe. William Miller Harrington, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dierbare Here, ek wil graag van Michelle, Jack, van Miller, ook hulle ander doktertjie, wil ons graag vanoggend vir U kom dankie sê dat U aanvaar as U kinders. Dankie Vader dat U ook die verlossing van Jesus Christus aanbied vir klein Miller. En dankie Here dat ons met ons hele hart kan vertrou dat U hom deur die Gees en deur die woord sal oortuig. Ons wil vir U dankie sê dat U sy eienaar is. Ons wil vir U dankie sê dat U oor sy lewe beheer uitoefen. En ons bid Here dat ook hy en hulle as gesin U sal dien en in liefde U sal bid. Amen. Dan vra dat Solita en die PC Roos van Amstel dat hulle na vore kom.
Ek wil vir julle twee sê, vra, vir julle net sê, baie welkom. En ek wil ook vertrou dat dit saam met die hele gemeente vir julle ook 'n groot moment in julle lewe sal wees. Dit wat julle self as ouers gedoen het, aanvaar ek. En ook dit wat julle met julle kindertjies doen. En mag het vir julle regtig baie vreugde en troos en sekuriteit verskaf om te weet aan wie sy behoort en aan wie die behoort. Kara, Loos van Amstel, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Gees. Ek wil net vir u sê, die reformatie het ons sy ding gedoen. Maar so op 'n stadium, toe beklei die Rooms-Katolieke oor wat gebeur met 'n vlieg wat in die doopvont val. Gaan die vlieg hemel toe of nie? Nou kan jy maar self besluit wat gebeur met 'n dogtertjie as sy die doopwater drink. Oh, dierbare Here, hier staan PC en Sorita, saam met Lia en Kara. Here, jy weet hoe kom jy hierdie dag so beskik het, dat Miller en Kara vandag gedoop moet word. Ons verstaan dit dat jy juist vir ons wil aanmoedig en sê, gee my jou hart, want ek het my vir jou gegee. Daarom het ons Here die seën op hierdie gesin en op hulle hele familie toe. Here, dat u baie naby aan hulle sal wees en dat hulle u baie intiem met die verhouding sal hê. Geef vir hulle wysheid en genade om ook hulle dogtertjies so te oortuig dat ook hulle harte en hulle lewe vir u sal gee. Amen. Ons wil graag vir julle ook 'n Bybeltjie gee. Wil vir hulle as gids vir haar lewenspad. Wees jy baie geluk. Baie geluk, Sorita. Baie welkom ook Leegie. Baie geluk ook baie geluk ook aan die oumas en oupas wat hier is. Ek wil graag dit net vir u noem. Ons sou nie vandag gedoop het nie. En toe die Here oor Michelle eenvoudig die duidelikheid en die roeping gebring dat hulle seentjie vandag gedoop moet word. En die besonderheid daarvan is dat Miller verjaar ook Woensdag saam met die gemeente, 31 Oktober. En hy is dan 1 jaar, so ons is om 1 jaar voor. Ek het gevra dat die twee manne vir ons moet kom dankie sê aan die Here namens ons kinders. En hulle kan sondig. Môre, ek wil graag vanmôre namens die kinders vir die Here Jesus kom dankie sê vir die belewenis wat ons ook met hom gehad het in die afgelope 2 jaar. Ons het verskeie jeugaande gehad, speletjies gaande, 'n jeugkamp, werkprojekte wat 'n groot sukses was en wat baie mooi bygewoon is en wat die kinders baie geniet het. In die afgelope jaar het ons ook die laadpad toegebou, waar ons vir die kinderwerk op Sondag kan aanbied. By ons kategete het ons al by die kategese het ons kategete wat al meer as 2 jaar lank by ons betrokke is by die kategese. Baie dankie vir julle bydrae vir dit. En verder ook by die Peterkerk, die Here doen wonderlike werk hier in die Rita, by die kleintjies, en ek dink ons gaan daarvan ook die vlug besien vorentoe. Maar volgende jaar, het is baie opgewonde vir volgende jaar kan ons die honde losmaak. Hier het ons jeugdwerker gestuur, hier staan hy langs my, Jan Kubota, en ons beplan ook behalwe al die groot funksies wat ons volgende jaar wil hou, 2 groot ander, wat ons Mervis en Louis Brits in dit laat kom. En ek wil graag van almal uitnooi, ek wil betrokke raak hierby, dit gaan groot wees. En dit is nie net vir ons gemeente nie, ons wil graag die hele Woodlands gemeenskap waarby betrek, en so ons liefde en ons lig wat uitdra, is in almal wat saam met ons hier so bly.
En dan wil ek vir almal baie dankie sê vir die afgelope 2 jaar bydrae gelewer het by die jeug. Baie dankie vir julle almal, maar bovenal alles vir ons hemelse Papa. Baie dankie dat hy saam met ons kinders gevat het. Die kinders net almal opstaan in die gebed. Ons Here God, is die begin en die einde van ons bestaan. Ons dankie vir ons jeug, ons kinders, en alles wat ons saamgebring het tot in hierdie oomblik. Ons dankie vir ons avontuurings, ons kinders se selfvertroue, en ons bereidwilligheid om kansse te vat in ons leerproses te volwassen word. Ons dankie vir ons kinders se unieke bydraes wat ons kan lewer tot hierdie gemeente. Ons vra U, wees saam met ons kinders, ons jeug, in al die tye van ons verkenning van die lewe. Maak ons altyd bewus van dit waar ons vandaan kom, wie en wat ons is, vrygekoopte kinders van U, en waar ons uiteindelik op pad is. Maak ons U disippels en help ons in ons ouers en ons geestelike leiers se groot taak om ons in U weet te onderrig. Ons vra dit alles in die groot en almagtige naam. Amen. Kom ons staan. En dan bly jy so staan vir die geloofsbelijdenis wat ons gaan doen. En in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy is gekom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan sit, ons gaan die Here dan eer met ons offergawes, daarna sal ons saam die oorwinnings doen en spreek ons die seën. Jy gee bloed en wat die Here op jou hart gelê het, en ons neem dit net nou op as op.
laaste slotlied sing en ek gaan die seën uitspreek. Daarna weet ons is die families wat moet gaan en wat ander funksies het. Dan nooi ons vir almal van die wat kan om dan te luister na Ansie wat ons gaan praat oor haar wêreld, 'n koei wat gaan lê, die vrek. En dan, ons wil dit net so reël, dat die kinders gaan direk nadat die seën uitgespreek is. Jan, waar wat jy net Dit is so te werk. Kom ons sê al die kinders vir ballonne en lekker goed gaan julle na die kinderkerk se lokaal daar na die lava toe. Julle kry mekaar daar. Gaan jy ballonne so toe kan dra? Dis swaar. Okay. Goed, die kinders gaan dan na die lava toe. Dan terwyl Ansie haar plek hier reg kry al die volwassenes wat in die saal bly, agterbly, elkeen van die kry 'n botteltjie koeldrank, sodat jy dan so 'n lafenis het terwyl Ansie praat. As sy klaar is, dan gaan ons 'n tafelgebed doen en dan kan jy geleentheid kry om die breekgoed te gaan haal en om dan self te kom skep. So ons reël dit so, net na die seën, lekker goed met ballonne vir die kinders, groot mense kry koeldrank, Ansie praat, tafelgebed en dan nou gaan jy eetgerei en dan eet ons saam. As jy nie jou eetgerei gebring het nie en nie geweet het van die ete nie, asseblief bly agter, daar sal genoeg kos wees. Ons vertrou die Here op daarvan. Kom ons staan. En dan sê ons hierdie oorwinningslied. Eerste vers in Engels.